elke oomblik van elke dag. Here, is U nie te besig om te luister nie. Maar die oomblik wanneer ons U naam aanbid, Here, is U daar. Here, ons dank U daarvoor. Amen. Jy kan die sitplekke inneem. Ek wil gou vinnig hierso by my bietjies hierso uitkom. Verskoon my reg. So ons is verlede week was ons besig met 'n reeks Ek is. So ons gaan ek gaan net so 'n vinnige recap doen want ek sien ons is vanoggend weer 'n ander groep hierso. Ons het verlede week ons gesels oor dit lyk of die gemeente 2 groepe is. So een Sondag op een groep, een Sondag op die volgende groep. So dit lyk vanoggend of ons 'n ander groepie het. Maar nie worry nie, ons gaan gou vinnig so 'n bietjie net so vinnig recap van verlede week. So verlede week het ons begin met soms so 2 dae reeks en ek het verlede week so in die helfte besef dat ons gaan nie klaar kry nie. So ek het op woordgeskryf vir vanoggend doen. Ons is besig met 'n reeks, so kort 2 dae, 2 naweek of 2 Sondae reeks. Ek is. Die reeks se tema is ek is. En ons het so 'n bietjie gesels en julle kans gegee om vir my te sê wie is God vir jou? Wie is hy vir jou? En ons het gehoor, God is liefde, God is genade, ons het gehoor, God is, en toe begin ons bietjie meer op die spoor kom toe hoor ons God is die weg, die ware, Jesus is die weg, die ware, die lewe, en toe begin ons 'n bietjie meer op die spoor kom. So verlede week het ons begin met die Ek is reeks. So net gou so vinnig, ons het verlede week, en ek het vanoggend, toe ek hierdie week so bietjie gaan sit en voorberei het verder, en daai liedjie wat ons so laaste gesing het, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Wat 'n wonderlike naam is die naam van Jesus Christus. En dit vat my terug daar na die Ou Testament, ons het verlede week begin ons te sê, ons onthou toe God vir Moses gestuur het, toe Moses het so hard probeer om uit die storie uit te kom. As jy reg kan onthou, hy het so hard probeer om uit die storie uit te kom. Hy het omtrent alles probeer om die einde uit te kom. Maar hy het gesien, hy gaan nie regkom nie op die einde toe sê hy, God, maar, wat moet ek vir hulle sê as hulle vir my vra wie my gestuur? Wat moet ek gaan toch nie vir hulle sê, ek ander in die bos het my gestuur nie? En God sê toe vir hulle die volgende, en wat sê God vir hom? Hy sê vir hulle, kom ons probeer weer, God sê vir hulle, sê vir hulle, ek is en jou gestuur. So, God is die groot ek is. En ek wonder soms, God het baie name, die Here het baie name. En ek het jy 1, 2, 3, 4, as jy gesien is, tot 5, 6 of 7 name. Maar ek het nie een naam, dis 'n kop ophaal. So ek is gelukkig, ek het nie een naam. En ek besef, God het soveel name. Hoe kan jy vir God beskryf? Maar God is so groot, een naam is net nie genoeg nie. Ek is, God is almagtig, en God is alomteenwoordig, en hy is die weg en die waarheid en die lewe. Ons het verlede week ons begin met, ek is, God sê ek is, Jesus sê ek is, die ware wynstok. En dan vat ons daar na Johannes, het ons daar van Johannes 15:1-5, waar hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra vir homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So hierso het ons geleer, as God sê, of as die Here sê, ek is die ware wynstok, dan sê hy vir ons, bly in my, sodat jy kan vrug dra. As ons nie in Christus bly nie, kan ons nie vrug dra nie. En die opdrag is, ons moet vrug dra. Vrug van die Gees verwys hy daarna. Die tweede een, ek is die brood van die lewe. Ons het so 'n bietjie gesels oor brood. En so 'n bietjie tema van brood. Ek het gistermiddag die brood bietjie oordoen, so by the way, maar dit was lekker. Dit was nie moeite werd. So brood is lekker. Ons brood is stapelvoedsel. En ek sê so in Johannes 6:35, hy sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe.
sê, brood is stapelvoedsel. As jy niks het nie, jy het 'n broodjie, sal jy nie van honger slaap nie, jy het ten minste 'n broodjie. Die eerste ding op jou inkoopieslys is 'n brood. So wanneer Jesus vir ons sê, ek is die brood vir die lewe, sê hy vir jou, ek is die belangrikste ding in jou lewe. As jy niks anders het nie, jy het vir Jesus, het jy meer as genoeg. Ek is die brood van die lewe. Dan het ons afgesluit met, ek is die lig van die wêreld. En hierso het ons gesê, Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En ons gesels oor bedonker die wêreld, waar buitekant raak, ons het 'n bietjie gesels oor lig en donker, ons het gesels oor die kontras van lig en donker, ons gesê, lig en donker kan op dieselfde tyd op dieselfde plek staan nie, dis lig of is donker, maar dis nie al twee nie. En in die wêreld waar dit donker is, daar buite, kan ons nie anders as om die ware lig te volg wat Jesus Christus is nie. As ons die lig Jesus Christus in ons lewens het, sal ons nie die pad byster raak nie, sal ons nie angsbevange raak in 'n donker wêreld nie, want lig geef ons 'n effense sin van, verligting. Sal die woord verligting net lig in, want as 'n vertrek donker is, dan raak jy angstig, jy raak verward, en jy raak verboureerd, want jy weet nie waar ons wat nie, en jy weet nie wat skuil in die donker, wat kry vir jou weg, wat nie. Maar as al lig is, dan is daar verligting. So, in 'n donker wêreld waar buite, as ons Christus die lig volg, dan word ons nie verward of angstig of bekommerd te wees nie, want ons weet waartoe die wêreld op pad is, en ons weet wie om te volg. Goed, vanoggend gaan ons 'n bietjie aan. Ek moes eintlik nie daai ding ons so vinnig gewys het nie. Die volgende een, hy sê, ek is die deur. Nou, ek het nog nie 'n huis gesien sonder 'n deur. Nou, jy kan nie in 'n huis ingaan as daar nie 'n deur is nie. Ek weet, jy kan deur die venster gaan, maar wie van ons kan nou deur 'n venster pas? Ek kan onthou in die vorige huis het ons op 'n doggy door gehad, want ons het Ons het in die vorige huis 'n doggy door gehad. So, nou julle weet, baie maal of soms gebeur dit, ek hoop dit gebeur met julle, dalk gebeur dit net, ek hoop dit gebeur net met my nie. Partykeer sluit jy jouself by die huis uit. Nou dit het nog heel gebeur. Ek sê dit nog in die vorige huis gebeur, wat ek myself uit die huis uitgesluit het, en of iewers op 'n stadium een van ons laat om die sleutel weg, waar ons by die sleutel werk doen, en ons onderdeur. Maar nie te min, daar is 'n deur, daar is 'n onderdeur. So hoeveel keer het ek die onderdeur in die huis gekry? Meerige keer. Nou dit is om te sê, ek is verseker, ek gaan dit nie nou meer regkry nie. Maar op daai stadium het die onderdeurtjies gegaan. Maar hoe dit ook al sê, 'n deur is belangrik, maar is dit 'n onderdeurtjie? As jy die onderdeurtjie pas, dan soos ek sê, goed, mense sê altyd so gelukkig nie. 'n deur is belangrik, jy kan nie in 'n huis ingaan sonder 'n deur nie. Die eerste ding, jy bou nie 'n toegebou, dan sit jy dan, al die gebou is dan klaar gebou, so gaan ek nou in. En as jy self in met die koninkryk. Johannes 10 vers 7 sê, Jesus het weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Wie is die skape? Ons is die skape. Nou, ons gaan net 'n bietjie gesels praat oor skape, gaan 'n bietjie verder daarso. Ek is die deur vir die skape. Dit sê vir ons, niemand kom in die koninkryk, niemand kom in die hemel sonder as jy nie deur Christus gaan nie. Christus is die deur wat die ewige lewe toe. Hy is die deur, dit is die belangrikste ding. As jy nie deur die deur gaan nie, hierdie is eintlik 'n plek wat nie 'n doggy door nie. Die hemel is nie 'n plek wat 'n doggy door venster het nie, daar is een deur. Christus is daar die deur. Hy sê, ek is die deur. Dis belangrik. Ek is die deur na die ewige lewe. En ek gaan so 'n bietjie vinniger wat hy gaan nou. En dan gaan hy vra, waarsoonder ek gepraat van die skape, en ek het julle gevra, wie is die skape? En jy het gesê, ons is die skape. Ons bietjie verder. Nou in die Ou Testament en die Nuwe Testament, het dit so 'n bietjie anders gewerk as ons dag vandag. So,
jy's basies in 'n beroep, loopbaan, lyn, wat ook al is jy relatief in dit ingebore. So as jou pa skaapwagter was, is die kans jy's een, jou kinders is een, hulle kinders, so groot aan. So, een van die baie algemene beroepe, ek sê maar, kom ons sê dit maar vir beroep veragting, was die van 'n skaapwagter. Jy onthou, Dawid was 'n skaapwagter gewees voordat hy koning van Israel geword het en so meer. En ek dink, as mense so 'n bietjie kyk na hierdie, wat die Here hierso gebruik het, ek dink ons het ons gesê, 'n metafoor, né? Ja. Okay, so die metafoor, begin ek al meer en meer verstaan, hoekom die Here, hoekom God, daai tyd, 'n skaapwagter gevat het, en hom aangestel het as koning oor sy mense, want hy verstaan hoe met skape lyk. Hy het verstaan iets rondom wat dit beteken om te gee, en wat dit beteken om besorg is, om te beskerm, om gevaar in die gesig te staar, sodat jou kudde nie nodig het om dit in die gesig te staar. Nou, okay, soos ons nou preteer, ek is die goeie herder. Ek wil jou terugverwys na Psalm 23. Die Here is my herder, ek sal my breek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, waar waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Selfs al gaan ek deur 'n dal van dood skade wees, het ek geen onheil of vrees nie, want hy is met my. Sy stok en sy staf, die vertroos en beskerm my. Hy berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Hy maak my hoof vet met olie. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Wanneer die Here sê, hy is die goeie herder, praat hy iets omtrent sy besorgdheid en sy omgee teenoor ons. En daarvoor om dit te verstaan, ons bietjie gesels oor die verhouding tussen skape en die herder. Nou, die skape in daai jare dit was van 'n belangrik. Dit was hulle nie geld in die bank gehad soos ons vandag, en 'n werkpaad met 'n salaris en wat en voordele en so meer. Nee, daai skape, dit was wat hulle gehad het. Daai skape, dit was hulle brood en botter, dit was hulle bestaan gewees. So daardie skape moes beskerm geword het, weet alles in hulle. En as jy 'n bietjie gaan kyk na Dawid se storie, die van julle wat dalk nou so 'n bietjie deur die Ou Testament gegaan het, Dawid was 'n skaapwagter gewees. En hy praat van, soos jy nou sy storie lees jy dikwels van hoe hy praat, van hoe hy wilde diere afgeveg het en afgeweer het, en hoe hy met sy hande wilde diere geveg het, so hierdie klein mannetjie, weet hy klein mannetjies het droog gehad, hy het geskrik vir veel. So, hoe hy sy skape beskerm. Nou, 'n skaap is 'n interessante ding. Hy volg maklik. 'n Skaap volg maklik. Hy volg maklik. Maar hy volg 'n stem wat hy ken. Dit was so gewees dat op 'n stadium kom daardie skape wat hulle die herder se stem sal uitken. Nou die herder was so besorg oor sy skape gewees dat hy vooruit gegaan het en hy het fisies gaan kyk na 'n omgewing voordat hy sy skape so gevat het om seker te maak dis veilig. Die water is skoon en drinkbaar, daar is genoeg veiding, daar is nie 'n oormaat roofdiere of die wat ook al die geval mag wees, dat die skape se veiligheid gaan in gedrang stel, wat ook al nie. So hy het vooruit gegaan letterlik, en hy gaan seker maak, dis veilig vir die skaap, voordat hy die skape so toe gestuur het. Dan het hy alles in sy vermoë gedoen, om seker te maak, dat hierdie skape veilig is. So baie omdat hy homself fisies in gevaar gestel terwille van sy skape, want hierdie skape is belangrik. En dan het hy ook so ver gegaan as een skaap nie kan loop nie, dat hy hom op sy nek gedra. Hy het die skaap gedra, dikwels vir kilometers aan een. Totdat hy die skaap nou uiteindelik kon geloof het dat wat in die geval mag wees.
Hy het ook die skape in lyn gehou. So hy het seker gemaak hulle bly op die pad. So hulle moet nie afdwaal nie, want as hulle afdwaal, kan hulle in moeilikheid beland. Die skaap is nie rarig vreeslike slim ding, dink ek nie. So hy het seker gemaak hulle bly in die lyn. Hy het seker gemaak hulle bly op die pad, want as hulle gaan aftrap, gaan hulle miskien 'n slang teekom of wat het gaan wees. So dit was die omskrywing van 'n herder. En hier kom Christus en hy sê vir ons, ek is die goeie herder. So ons het nou hier 'n prentjie van 'n herder. So as ons nou kyk na die definisie van 'n herder, dan kan ons redelik sê dat dit 'n baie onbaatsigtige beroep, posisie is. So hierdie ou, hy gee baie vir homself. So dit kos 'n sekere persoon om homself in gevaar te stel vir 'n skaap. So herder as sulks moet 'n goeie persoon wees, sou ek sê. Ek gaan nie enige persoon aanstel as 'n herder. En Christus gaan hy sê, nie net ek is die herder nie, maar hy gaan verder en hy sê, ek is die goeie herder. So hy dubbel beklemtoon die goedheid van 'n herder. Hy is nie net enige herder nie, hy is 'n goeie herder. Hy is die goeie herder. Johannes 10 vers 11 tot 14 sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape, maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf om en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Hoe amazing is dit? Die Here sê, ek is die goeie herder. Christus het sy lewe vir my en vir jou afgelê, sodat ons die ewige lewe kan hê. Hy is nie net enige herder nie, hy is die goeie herder. Hy is nie 'n huurling nie, hy is die goeie herder. Hy het sy lewe net vir my en vir jou afgelê. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy liefde en genade is. Omdat hy ons eerste lief gehad. Omdat God na my en jou kyk met liefde en genade, met oë van liefde en genade. En ek dink dat hierdie tipe liefde en genade is iets wat ek en jy maklik verstaan nie. Wat is 'n tipe liefde en genade wat net God kan hê? Hoe amazing is dit? Dat maak nie saak hoeveel liefde jy in jou hart het nie. Dit kom nie naby, nie naaste by naby aan die liefde wat God vir my en vir jou het. Dink aan die persoon wat jy die liefste het en verbeel vir jou. Daai liefde maal 1000. Verbeel vir jou dit. En wanneer God na jou kyk, is dit wat hy voel. Is dit wat hy sien. God kyk nie na jou en hy sien 'n fout nie. Die Here kyk nie na jou en sien 'n mislukking nie. Hy kyk nie na jou en sien die kere wat jy droog gemaak het, want so waar, daar's baie vir ons almal. Hy kyk na jou met oë van liefde en genade. Hy kyk na jou en nog steeds daardie dag op daardie kruis, ten spyte van die feit dat hy presies geweet het wie jy is, wie jy gaan wees, wat jy gaan doen, hoe jy gaan droog maak, die kere wat jy van die pad af gaan dwaal, al jou foute, al jou grates, wat ook al dit is wat in jou lewe het. Here het dit gebeur en nogtans was jou naam op sy lippe daardie dag op daardie kruis. Nou dit is liefde en genade. Dit is liefde en genade. Ten spyte van hoe jy droog maak op 'n daaglikse basis en regtig op 'n uurlikse basis. Wat gebeur? Kyk die Here steeds na jou en sê hy steeds vir jou, ek is en ek bly jou goeie herder. Ek is en ek bly die een wat jy kan vertrou.
Ek is en ek bly die een na wie se stem jy kan luister. Maar ook wanneer die Here vir ons sê, ek is die goeie herder, sê hy ook vir my en vir jou, volg my, bly naby aan my, en jy sal oké wees. Bly naby aan my, jy sal fyn wees. Ten spyte van wat in jou lewe aangaan, ten spyte van wat in die wêreld daar buite aangaan, ten spyte van wat jou mag tref in die lewe, want lewe gebeur. Die lewe gebeur. Die lewe gebeur met ons almal. En baie maal kom ons op 'n punt wat dit vir ons voel, jy gaan totaal en al verdrink. Hy is die wonderlike ding. Vir so lank as ons naby aan ons herder bly, sal ons veilig wees. Want daar waartoe ons op pad is, weet hy reeds wat daar wag. Ek en jy weet nie, maar die Here weet. Ons hoef nie te vrees vir die dag van môre nie, want hy is reeds daar. Ons hoef nie te vrees vir die toekoms nie, want hy is reeds daar. Hy was reeds daar, hy weet wat lê daar. En hy sal ons nie so toe lei, as ons nie aan hom gaan wees daar. Ek het raar. Hy gaan jou nêrens heen lei, wat nie vir jou veilig is. Die wil van God sal jou lei, waar die genade van die Here jou nie sal beskerm. Die wil van die Here gaan jou nie lei, waar 'n plakbos genade jou gaan beskerm. So jy bekommerd is vir die toekoms, as jy bekommerd is vir môre, weet volgens hierdie, die Here is reeds daar. As dit vir jou voel, dinge in jou lewe raak deur mekaar, die wêreld raak deur mekaar, alles raak deur mekaar, alles tref gelyk, dit het ons 'n storm wat weet volgens dit. Jou herder het jou beste belang op jou hart. Bly naby aan hom, en jy gaan ook aan wees. Hy is en bly en sal altyd wees die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Christus is die opstanding en die lewe. En hy sê van Johannes 11 vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Christus is die opstanding en die lewe. En daarom hoef ons nie dood te vrees nie. Wanneer ons naby hom bly, wanneer ons 'n verhouding het met die Here, hoef ek en jy nie te vrees vir die dood nie. Want ons sal lewe, selfs al sterwe ons, want Christus is die opstanding en die lewe. Christus het die dood steeds oorwin. Wanneer ons mense in die dood afstaan, bly dit moeilik, dit bly nie lekker nie. Maar verstaan, vir my en vir jou wat die Here ken, vir Christus ken wat sê, ek is die opstanding in die lewe. Luister mooi, hy sê nie ek het 'n hand in die opstanding in die lewe nie. Hy sê nie ek het iewers daar in sê nie. Hy sê ek is die opstanding in die lewe. En daarom rou ons nie, wanneer ons rou ons nie soos mense sonder hoop nie. Maar ons rou anders. Want ons weet, vir my en vir jou en ons geliefdes vir die Here ken, is dit nie 'n totsiens nie, maar eerder tot weersiens. Vir my en vir jou wat die Here ken, wat die opstanding en die lewe ken, en naby is aan Christus wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Vir my en vir jou is daar nie 'n dood nie. Daar is net 'n verrysing. Verrysing is dit. En ek dink dit is redelik in mense natuur om gesprekke rondom die dood te vermy. Want dit is morbid. Dit voel morbid. En ek dink ons vir bediening is baie te doen met die dood. En ek dink raak 'n ou bewus van die realiteit van dit. En raak 'n mens bewus van die onvoorspelbaarheid daarvan. En kom nou dikwels op 'n punt waar jy gekonfronteer word met die realiteit op 'n gereelde basis, die realiteit van die dood. En kom nou op 'n punt waar jy dink, daar gaan 'n dag wees wat ek ook daar gaan wees. En ons kry baie met dit te doen. Daar's een wat ek besef oor die jare heen, wat die dood aanbetref.
Die dag en die datum is nie verseker. Glad nie. En ek weet ek al veel gesê, ek gaan veel meer, ek gaan veel gereeld sê. Die dag en die datum weet ek het nie van nie. Die hoe, die waar en die hoekom, dit weet ons ook nie. Trouwens, van die dood weet ons bitter min. Maar van die dood kan ek en jy die volgende sê. Christus het dit oorwin. Van die dood kan ek en jy die volgende sê. Ons weet vir 'n feit, en dis een ding wat verseker is, daai dag gaan kom. Ons weet nie wanneer, en dit is die fees aan die jare gedeelte. Ons weet nie wanneer nie. Maar dis fyn. Dis oké. Ons hoef nie te weet. Ons hoef nie die dood te vrees nie. Ons hoef nie te rou soos die wat nie hoop het nie. Want Christus sê, ek is die opstande en die lewe. Wie in my is, sal lewe. Al het hy ook gesterwe. En daarmee sê ek nou nie, jy moet nie, daar is maar dingetjies wat hou in plek kry, want eerstens jou geestelike lewe, dit moet in plek wees. En ons het so ruk terug, ons spreek selfs oor, is jy gereed? Ons het 2 sondae terug, ons spreek selfs oor, is jy gereed? En ons het gesels oor die, wat hulle gesê het, dis nou die datum en dis nou die tyd, en daar was die wêreld was ryk bedroer, en mense was kwaad, en een helft was teleurgesteld, en die ander helft was vies, en die helft was, ek weet nie, daar was allerlei emosies en vrees toegeloop. En ek kan nie onthou, ek weet nie wat vir julle of wat gedoen, maar vir die wat lief was, ek het daarom te sê, daar was nie wat vir my einstal op dit. Heel eerstens, mense is nie gereed nie. Want as jy gereed is, hoekom is dit vir jou so? As jy gereed is, maak het nie saak. Dit kan kom wanneer dit wil. Dis fyn. En ons moet nou gereed wees. Ons moet gereed maak vir 'n datum, want dan weet ons moeilikheid. Ons moet elke dag gereed wees. Tweedens, mense ken nie die stem van die Here nie. Mense kyk na mense, nie na God nie. Want as jy na God kyk, gaan wat mense sê en uitlatings wat mense sê en vals op dinge wat mense kwytraak, gaan dit jou nie raak nie. Die ander ding is dit. Ons is so gefokus op vingerwys en dat ons kompleet totaal en al vergeet om die woord van God te leer. En dan gaan dit weer sê, ek gaan dit vir jou gereeld sê. En ek hoef my hierby, hoef my by die vorige een wat sê, ek is die goeie herder. En waar ek praat van my skape ken my stem. Wil ek vanoggend ook aansluit by dit. En het voel my net weer wat so afwachten. Christus sê, ek is die opstanding en die lewe. Vanoggend vir jou vra, ken jy die stem van jou herder? Daar is baie stemme in die wêreld daar buite. Daar is baie geraas in die wêreld daar buite. Ken jy die stem van jou herder? Ken jy die stem van jou herder? En kom ek sê vanoggend vir jou, as jy die stem van jou herder ken, kan mense sê en doen en maak en skree net wat hulle wil. Dit gaan geen verskil maak aan jou nie. Dit gaan jou glad nie raak nie. Want jy gaan identifiseer, dis die stem van jou herder en die stem van iets wat nie jou herder is. Christus sê, ek is die opstanding en die lewe. En as jy jou herder volg, as jou oë op jou herder gerig is, as jy die stem van jou herder ken, dan raak hierdie die fondasie waarop jou lewe bou. En wanneer jy dan dink aan die dood, of wanneer die gedagte van die dood waar jou gedagtes kruis, of wanneer jy gekonfronteer word met die realiteit van die dood, sal hierdie jou fondasie wees. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So wanneer jy dink aan die dood, wat net so saadjie plant volg, wanneer die gedagte van die dood volgend by jou opkom, en ek weet ons dink nie baie daaraan nie doen ons, want ons wil nie.
dis morbied, dis negatief, dis donker. Ons wil nie praat oor die dood nie. Dis so half asof ons die onderwerp sidestep. En sidestep absoluut nie. Ons vermy dit. Maar daai gaan my nie op pad van skool. Niemand weet wanneer. Dit gaan. Dit gaan. Voor volgende Sondag weet ons nie wie van ons nog hier gaan sit. Ons weet nie wie gaan nie wees. Dit is die realiteit. Dus wanneer jy dink aan die dood, wat is jou definisie? Wat is jou vertrekpunt? Wat is jou gedagte wanneer jy dink aan die dood? Is dit 'n ding wat jy kompleet vermy? Is dit 'n ding wat jy net sidestep asof dit nie vir jou gaan gebeur nie? Is dit 'n ding waaroor ons nie praat nie? Is dit 'n ding wat jy vrees? Laat dit so effense angstigheid by jou opkom wanneer jy dink aan die dood. Of is hierdie jou vertrekpunt? Christus is die opstanding en die lewe en wie in hom is, sal lewe al het hy ook gesterwe. Soos 'n meisie moet te wie God voor wie ek en jy buig. Die ware lewende God het ook die dood oorwin. Hy het die sleutels van die doderyk. Hy het dit oorwin. Hy het ook die dood oorwin en daarom het ek en jy nie nodig om die dood te vrees. Goed. En dan die laaste een. Ek dink dis die laaste een. Ja, dis die laaste. Oh no. Okay. Okay. Die laaste een, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die weg, die waarheid, daar is dit een waarheid, en dis die waarheid van Christus. En die lewe, ons het nou gesê, Christus is die opstanding en die lewe, die beklemtoon hy is die lewe. So as jy nie vir Christus het nie, dan het jy nie waarlik die lewe nie. Die lewe lê in Christus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, behalwe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is niks, geen ander manier hoe ons by die Vader of in die hemel gaan kom, behalwe deur Christus nie. Hy is die deur, hy is die herder, hy is die weg, die waarheid en die lewe en hy is die opstanding en die lewe. So as daai drie vir jou sê, jy het vir Christus nodig om in die hemel te kom nie, dan weet ek nie wat het jy meer nodig. Dan kan ek vir jou 'n prentjie teken, jy gaan dit nie vaar. Hy sê, jy gaan nie by die Vader kom, behalwe deur, hallo, deur wie? Kom, ons probeer weer, deur wie? Jesus, is dit deur die wet van Moses? Nee. Is dit deur my eie dade? Okay, nee. Is dit deur hoeveel geld ek gee? Nee. Is dit hoe oulik en mooi en vriendelik ek is? Nee. Wie is die weg, die waarheid en die lewe? Jesus Christus. Daar is een weg, een waarheid, een lewe. Daar is nie 'n ander evangelie. Daar is een waarheid. Dit is die waarheid van Christus Jesus. Daar is een waarheid. Daar is een weg. Daar is net een paadjie wat jou by die Vader gaan kry en wat jou die ewige lewe gaan kry en dit is Christus. Hy is die weg. Daar is nie lewe hierna sonder Christus nie, want hy is die lewe. Daar is nie vir my en jou opstanding as ons nie vir Christus het nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. So nou kry jy vandag baie interessante storieetjies en goedertjies en dingetjies wat vir jou sê, as jy nie die wet onderhou nie. Okay. Christus het die wet kom vervul. Die wet het 'n doel gehad. Die doel van die wet was gewees om vir my en jou te wys, ons kan onsself nie red nie.
Wie van julle weet hoeveel wette is daar so? Wie kan vir my sê hoeveel wette is daar? Waarin hoeveel wette is daar? Ek wou getal gehad, maar dankie. Waarin sê daar's baie? So daar's baie. Ons het, jy nou te sê, jy het eers nog gelees hoeveel wette is daar? Nou sal jy dit vergeet. Daar is verskriklik baie wette. Wie van julle ken elke wet? Okay. Die woord sê, as jy een onderhou, moet jy almal onderhou. En as jy een breek, het jy die hele wet gebreek. Nou wil ek vandag vir jou vra. As ons nie eers die hele wet ken, hoe kan ons 'n ding onderhou wat ons nie eers weet van? En dit is waarvoor die Bybel is. As die Bybel vir my en vir jou te wys, ons kan onsself nie red nie. Ons het 'n redder nodig. Ons het 'n redder nodig. Christus het gekom, nie die wet en as te gooi nie, maar om hom te kom vervul. En in Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is daar vir my en vir jou 'n lewe hierna. So daar is nie 'n ding van, ja, maar as jy nie die Sabbat onderhou, hoe gaan jy? Dis wet. Sabbat is daar as 'n waarheid om my vir jou te sê, jy is mens, daar moet 'n dag wees wat jy asem skep. Daar moet 'n dag wees wat jy net, ons is so gemaak, ons moet 'n rustdag hê. Alraai. So dis die ding. Dit is, maar die oomblik as dit vir jou 'n wet raak, is daar moeilikheid. Jy kan nie die wet onderhou en vir Christus nie. Dis of die een of die ander. As jy die wet onderhou, gooi jy vir Christus weg en is daar vir jou geen redding meer oor. Christus is die enigste weg, waarheid en die lewe. So hier is nou baie oulik goedetjies en dingetjies en dit klink vrees, dit slim as dit goed vir jou vertel. Daar sê die dwaallering wat jy stop jy vertel jy die wet onderhou en die wet van Moses, die Sabbat en wat, ek weet nie eers. Ek het nou dit gevra vir jou, sê, nee, maar ken jy elke wet? Nee, excuse, ek begin ek vra vir hom, watter wet het doen? En ek dink op daai stadium te dink, hy bereik iets. Ek vra, interessant, watter wette moet ek onderhou? Nie die hele wet. Ek sê, hoeveel wette is daar? En hy noem daar 'n getal. Ek sê, maar, noem vir my elkeen van daai wette. Ja, ek ken dit. Ek sê, nou nie, dit onderhou wat ek eers ken nie. Maar ek kan nie, ek is mens. Ek sê, maar dis hoekom jy redder nodig het. Dis hoekom jy redder nodig het. Ek sê, maar, jy doen dit en dit en dit en dit en dit. En die wet sê duidelik, nee. En toe kom jy, ek is mens. Ek sê, maar dit is hoekom jy redder nodig het. Ek sê, dit is hoekom jy vir Christus nodig het. Want jy kan nie daai wet onderhou nie en by punt nommer 1 en alleen breek jy die hele wet. Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Ons kan nie Christus weggooi en iets anders aanhaal en dink, dit gaan vir ons ewige lewe gee nie. Daar is een weg, een waarheid en een lewe. Dit is Christus. En in die hele lewe verwerp Christus in geheel. En dit is die probleem. Want as jy Christus verwerp, is daar vir jou geen redding meer oor nie. Dis 'n bitter gevaarlike teorie, iewers langs die lyn behoort julle mee te kry, as julle nie al weet nie. Weet verseker, Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Daar is niemand wat vir jou in die hemel gaan inkry behalwe Christus nie. Daar is geen ander deur tot die ewige lewe nie behalwe Christus. Daar is geen manier vir my en vir jou om vrug te dra as ons nie by die wynstok ingeënt is nie. Ons moet in Christus bly sodat ons kan vrug dra. Ons kan dit nie uit ons eie doen nie. So weet van die dag, ek is. Wanneer ons kyk na al hierdie ek is stellings, is dit baie eenvoudig volgende. Die sentrale boodskap volgende is dit. Christus kom
En hy sê vir ons die volgende, as ons hierdie alles saamvat, sê hy vir ons die sentrale lyn is hierso. Ek is vir jou genoeg. Ek is vir jou genoeg. Jy het iets anders nodig. Jy het nie nodig om perfek te wees. Jy het nodig om te streef na heilig maak. En dis wat God van my en van jou verwag. Dis wat die Here van my en van jou verwag. Maar Christus is vir my en vir jou genoeg. As ons vir Christus het en ons het niks anders nie, het ons meer as genoeg. Al verloor ons alles en ons het vir Christus, het ons genoeg. As die wêreld oorby donker en weerkaar is, en ons het vir Christus, is het fyn, en het ons genoeg, want hy is die lig in die donker wêreld. As ons niks het nie, en ons het vir Christus, het ons genoeg, want hy is die brood vir die lewe, en ons sal nie honger nie. As ons nie weet watter kante nie, en ons het vir Christus, is ons fyn, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. As die idee van die dood jou vreesbevange maak, raak rustig, want Christus sê, ek is die opstanding in die lewe, wie in my is, sal lewe selfs in sterwe. As jy voel, dis vir jou so moeilik om die vrug van die Gees in jou lewe te hê, jy sukkel, is jy ingeënt by die ware wynstok, staan op jou eie. Ons sluit volgende af van die volgende. Christus sê, ek is vir jou meer as genoeg. As jy vir Christus het jy meer as genoeg. As ons vir Christus het ons genoeg. Omdat hy leef, sien ons kans vir môre. As het vir jou voel die wêreld daar buite laat my, jy weet nie na wie om te luister en wie wat om te glo nie. Luister na die stem van jou hart. Waar is die stem van jou hart? En ek kan nie genoeg beklemtoon nie. Doen moeite, mense, doen moeite. Doen moeite om die woord van God te ken. Vandag kan ons nie meer bekostig om dit nie te ken nie. Daar is te veel dinge daar buitekant wat misleidend is, wat vals is, nie van die Here is nie. Kom ek sê vandag vir jou, as jy nie die woord van God ken nie, as jy nie die dag en dag oordink soos Psalm 1 sê nie, gaan jy val vir 'n stem wat nie diep van jou hart is nie. En weet jy wat? Selfs in die woestyn, die Heilige Gees Jesus in die woestyn ingelei het, die duiwel hom daar beproef het, wat het die vyand gebruik om te probeer verlei? Wat het hy gebruik? Die woord, maar hoe het hy hom gebruik? In die eerste plek het hom uit konteks uitgehaal, konteks uitgeruk, hy het hom verdraai, Christus het geleerd. So ek bly vandag by jou, ken die woord van God. Spandeer tyd in die woord van God. En weet jy wat? Hierdie lot wat baie dinge kwyt raak. Mense, hulle klink oortuigend. Hulle klink so oortuigend en glo hulle self. Maar as jy die woord van God ken, gaan jy die fynere punte hoor en jy gaan die leen uitken vir wat dit is. Maar as jy die stem van die hart ken, gaan jy val vir enige stem. En dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Want op die eind van die dag,
As jy hierdie goed volg en sê, ja, maar jy moet dit onderhou en Christus is nie, en verwerp jy Christus, en as jy Christus verwerp, is dan vir jou geen redding meer oor nie. En as jy baie gevaarlike plan. So ken die stem van jou herder. Moenie ander goed aanhaal nie. Christus sê, ek is genoeg. Ek is vir jou genoeg. Ons het niks anders genoeg. Kom ons het net soos lyk so. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil raak voor U. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet, Here, dat Here, U is vir ons meer as genoeg. Dankie dat ons vanoggend kan weet, U is die groot ek is. Here, U is nie die ek was of ek sal wees. Here, U is die ek is. Here, U is die ek is van gister, U is die ek is van vandag, en Here, U is die ek is van môre. Dankie dat ons vanoggend kan weet dat U vir ons meer as genoeg is. Here, en as ons vir U het ons niks anders nodig. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat U steeds die herder is, wat ons liefhet, wat ons vooruitgaan. Here, wat ons moet bewaar en beskerm. Maar Here, ons wil vanoggend vra, Here, help ons om die stem van die herder uit te ken. Help ons om die stem van die herder te identifiseer, dat ons nie val vir ander stemmetjies en ander geraas in die wêreld daar buite nie. Maar Here, dat ons sal luister na U stem, wanneer U met ons praat. Dankie dat ons kan weet dat U is die weg, die waarheid en die lewe. Here, U is die brood van die lewe. Here, U is die opstanding in die lewe. Here, U is die beer. Here, U is die wynstok. U is die brood van die lewe. En Here, U is die lig. Laat U lig in ons lewens skyn elke dag. Here, laat ons U lig volg elke dag. Here, laat ons by die wynstok, dat ons in die wynstok bly, sodat ons veel vrug kan dra. Dankie dat ons kan weet, dat ons as ons die brood van die lewe in ons lewens het, Here, sal ons nie honger of dors nie. Here, want ons sal meer as genoeg hê. Here, ons wil bid, Here, vir U wat voorlê. Lei, goed en bewaar en beskerm ons deur hierdie loop van hierdie week. Here, laat ons hierdie week ingaan met die wete van U is die groot ek is en U is genoeg. Here, wanneer ons nie weet wat er kan toe nie, dat ons weet U is die weg, die waarheid en die lewe. Wanneer ons voel, alles is net te veel, dat ons weet, Here, U lewe. Here, ons gebed is, Here, vir die diendes en die offerhandes. Here, seën vir elke hand wat in daardie skatkis gesteek word oor die komstige woord in U wil.